Die sangedig sê, ek is mal oor jou. Party dae is ons mal oor Gerda, ander dae nie so baie nie. Vandag is ons weer mal oor jou, tensy jy vir my slegte nuus gaan bring. Hallo Gerda, hoe gaan dit? Goeiemôre, dit gaan baie goed met my. Ja, ek kyk vir jou. Hoe gaan dit goed? Wil jy vir my sê, dit gaan goed, want daar's niks fout in van 'n bilparkie. Alles is hanky-dory. Ek het geen slegte nuus vandag nie. Dis alles Piet. Piet, goeiemôre, hoe gaan dit? Môre luisteraars, dankie vir die geleentheid. Het jy slegte nuus? Ja. Ek het jou gesê. Ek gaan sy mic afsit. Want ons het dit nie nodig op Dinsdag nie. Ek bly dink is Maandag met hierdie lang naweek dinge nie mekaar gooi. Hoe was julle Paasnaweek? Was dit lekker? Ek het gewerk. So ons het huis geverf en ons het so 'n bietjie gewerk oor die naweek, ander goed en instyd gehad. Sondag lekker geëet, lekker gebrand, lekker saam met kleinkinders gespeel. Gister weer gewerk en nou vanoggend is ons nou weer op besig met ander werk. So gemeng. Ek het 'n heel rustige naweek gehad. So ek het nie my foon geantwoord nie. So vir my was dit 'n baie rustige naweek. Piet, ek bekommerd raak oor die feit dat ek nie meer baie WhatsApps van jou afkry nie. Beteken dit daar's nie probleme nie of wil jy net nie verder nuus met ons deel nie? Wat gaan aan? Die probleem is ons kan nie almal gelukkig hou nie. En sê jy iets, dan is jy in die moeilikheid. Die mense raak tot kwaad vir mekaar as die buurman se krag aankom. Ja, sy krag is aan myne nie. Voel, ja. En op die oomblik is 7-1, het ons Euclidstraat, ons het Frikkie Meyer Laerskool, ons het Mumfordstraat, dan het ons nog Dieselstraat is nou reg. Maar praat jy van kragprobleme? Kragprobleme, ja, en ek praat min of meer net oor krag, want die water rapporteer ons, maar daar gebeur ook niks nie. So dan in CB5 Curie Boulevard en CB6 Curie Boulevard is daar nog baie kaste aan albei kante van die straat wat moet oorgedoen word. Hulle het een daar oorgedoen, dit het daarom so 8-9 huise uitgesorteer. Ja. Dan in Pupinstraat ook CB5 nog baie klagtes. Dan CB2 het gister 'n fase geval by die Jeans substasie in CB2. Dit is Jeansstraat, Palm Courts Hotel, Ja. Westcliff House. Maar ons soek 'n sleutel daar. Ja, ons soek nog 'n Sleutel vir die substasie daar. Nou was hy setel. Weet jy? Hy's net weg. Ek neem aan hy moet by die hotel se sekuriteit wees, maar niemand kan sê nie. Toe ons hier aangekom het, het ek nog nie antwoord gekry nie. So ons soek die sleutel dat hulle kan oopsluit. Okay, daai groot kragprobleem wat nou die groot kop sê was in CW dis toe nou daarom uitgesorteer. Hoeveel dae was dit toe? Ek weet nou nie. Was rondom by 35 dae, nê? En vanaf 35 dae het hy nou sporadies so aan en af gekom. So maar ons kyk nou vandag in totaliteit, ek dink nou al by dag 48. Ja, vanaf hy gegaan het tot en met nou, dag 48 min of meer. Dis crazy, né? Sure. Iemand het op die WhatsApp lyn, jy kan my vir 'n WhatsApp stuur as jy dalk iets wil rapporteer deurgee. Iemand sê hoor ek hier die waterstroom vanaf ELM werksplek oor die Checkers se parkeerarea tot in Livingston Boulevard. Sy sê en glo my dit stroom daar af. Is jy bewus van dit? Nou. Ja nee, ek het hierdie klagte gekry vanoggend. Dit kom vanuit ons facilities uit. So ek het met die facility manager self gepraat en hy het gesê hy sal vir my daarna kyk. Omrede dit Emfoleni self is, sal hy dit makliker gerapporteer kry van binnekant af om dit laat reg te maak. So ek het dit aangemeld. Okay, so dit is gedoen. Is bewus daarvan. Ja. Dan vra mense sê oor die vullisverwydering, het jy enige nuus rondom dit? Piet lag net. Dit is een van ons meeste onstabiele dienste wat Emfoleni verskaf. En ons weet nooit regtig hoeveel voertuie beskikbaar is nie. En as daar voertuie is, weet ons nie of daar diesel of petrol beskikbaar is nie. Nou almal sal sê maar so 'n paar weke terug was daar hoeveel trokke dan nou beskikbaar gestel aan die publiek en dit was met groot hoë op in die koerante deurgesit. Maar op grondvlak en dit is een van Piet se verantwoordelikheid van hy sit op Waste Management Section 80 binne in die raad en hy kan bietjie meer inligting gee rondom dit want soos ek sê hy sit weekliks, maandeliks en kry terugvoering en hulle is op 'n spesiale groep. Maar overall is dit een van ons dienste wat die mees onstabielste is. Piet, wat gaan aan daar? Ons vergader nie meer nie. Dis die probleem. Dan vra ons iets, ons word nie geantwoord nie. En dan sukkel ons verskriklik met die vloot hier. Ons het soos hierdie week is daar nou net een trok. En as hy nou breek, het ons niks nie. Vereniging het daarom 2 trokke, lyk dit my hierdie week. Maar en dan het hulle in sy boeking ook nou weer begin trokke beskikbaar stel.
Maar ja, ons sukkel verskriklik en die mense vra, hoekom is SW5 nie hierdie week op nie? SW5 is elke week op, maar hy word nooit gedoen nie, behalwe nou hierdie week is hy nie op nie. SW2 was gister op en hy was gedoen. So vra die mense in CB6, hoekom is ons nie op nie? Almal wil weet hoekom, maar as jy al die areas vat, dan is daar omtrent maar 9 areas 'n week op en ons is nie 9 areas in Vanderbijl nie. En besighede soos CE6 en NW7 betaal vir hulle vuilgoedverwydering op hulle rekening, maar daar loop nooit 'n trok in daai plekke nie. Ja, dis baie sleg. Oor die gepraat daarvan, Val Webblad het laasweek 'n ding gedeel oor die manne wat so die perde gebruik om vullis te verwyder en gevra, ek weet gou dat jy het 'n tyd terug, het jy actually ek dink daar was die SPCA het 'n inspeksie op die perde gedoen. Ek wil by jou weet, wat dink julle van dit? Dink jy dit is aanvaarbaar? Dink jy dit moet stop? Waar word, en een van die vrae wat gevra het is, waar word daai vullis gegooi? Waar damp hulle dit? Nee, kyk, ons weet presies waar die vullis gedamp word. Langs die paaie by, wat is daai Rautenbachstraat en dan aan die ander kant van die ou vliegveld, op pad Louis Rus toe, aan daai kant ook. Yes, ja. So, daar's baie onwettige stortingsterreine waar hulle is so moedeloos dat hulle maar iedereen maar betaal, hulle het net voordat hulle huise verwyder word, dat dit net iemand anders se probleem word en nie meer hulle se probleem bly nie. Wat ek verstaan en ek het begrip daarvoor. Maar as dit my opinie was, het ek 'n hele plaas gehad en al die perde gevat en ek het na hulle gekyk. Ja, Soos wat ek wel een al gevat het by my. Maar dis nie moontlik nie. En dan moet ek ook nou sê, en al word ek nou gekruisig, daar is van hierdie diere, hierdie perde wat regtig baie mooi na gekyk word. En daar is instansies soos Horse Rescue, Highveld Horse Rescue, wat gaan inspeksie doen as jy 'n klagte deurgee. En hulle het baie programme om hulle te help en hulle weet te educate rondom die tande wat moet geval word, hoewe wat moet gesny word, daai tipe van goed wat hulle moet eet, hoe hulle skuiling moet wees. En van hulle lyk regtig baie goed. Maar ja, dis vir hulle ook 'n inkomste, maar daar moet 'n plek geskep word vir hulle om hierdie goed te gaan damp. Maar waar weet ons nie? En hoe weet ons ook nie, maar dit is ook 'n munisipale behoefte en ook 'n munisipale se verantwoordelikheid om 'n beleid te vorm om vir hierdie tipe van goed te sorg, maar ons weet ons munisipaliteit gaan frivools op hierdie stadium. So dit is hoekom rede dit disfunksioneel alreeds is in die munisipaliteit, sal sulke goed begin uit 'n kop uitsteek en al meer begin onwettige goed gebeur tot wanneer daar 'n verandering is kom met hierdie verkiesing. Ja, verkiesing is waar ons volgende keer mee praat. Moeder Quentin vra vir Gerda om dalk net vir mense te sê dat die vullistrok se lifter weer reg is en mense kan die vullisbin gebruik vir die vullis. Baie dankie, weet jy van dit? Hulle weet meer as ons. Heel moontlik sekere areas, maar hulle kommunikeer dit nie. Gewoonlik kommunikeer hulle en sê sit jou sakke uit en moenie bins uitsit nie. Ja. Het nog iemand nou gesê? Ek sal bietjie uitvind daaroor. Nog iemand sê hulle kan nie vuilgoedbins by sekere hoeke sit dat mense hulle vuilgoed kan gaan weggooi en dan het hulle net punte waar dit optel. Hier 3 riviere betaal ons ook en is al 6 weke niks om op te tel nie. Niks kom optel nie, sorry. Ja, ek is bewus van 3 riviere wat ook, soos wat Piet sê, die areas word opgesit, dan word hulle nie gediens nie, en as daar's 2 trokke in vereniging, dan beteken dan nou, Piet, daar's een wat 3 riviere en een wat vereniging doen, maar onthou nou, vereniging is groot, dis die sentrale vereniging, dan ook nou Waldrif en Sonlandpark en Arkonpark en daai tipe. So ja, 2 trokke is glad nie genoeg nie. As ons kyk, ons moet in totaal 44 trokke hê om ten minste 'n normale dienste kan gee. En ons hardloop nou met wat 6, as ek nou so aflei, 6 trokke, 5 trokke op die meeste. En ja, meeste van die tyd is daar nou ook nie diesel nie. En as daar diesel is, daar meeste van die tyd hierdie voertuie nie eers lisensieskywe nie. So die trokke wat ons wel ingekry het, moet nog eers op die pad gesit word. Hulle moet nog eers deur die toets gaan. Ja. So dit moet nou nog eers alles gedoen word. So nou vra, waar staan die trokke? Waar staan die trokke? In Duncanville. Ja. Sjoe. Hulle omtrent as die kort week goed begin. Wat omtrent watermeter het julle dalk raad? Ek bel en gaan na die watermense toe. Hulle segmentmeters en specs. Ek betaal nog elke maand water op my rekening of so ietsie. Dankie, lekker dag.
Ja, water is vir ons ook 'n baie groot probleem en ek is van opinie omrede ons moet oorgaan na die SPV, die Special Purpose Vehicle wat veronderstel is om die 1 Julie te begin met hierdie nuwe finansiële jaar, sal dit aangespreek word, maar tot en met die aanloop daarvan is dit 'n probleem. Ons departement het nie watermeters om te vervang nie. Daar is nou wel mense wat op hulle databasis geplaas word, en jy kan iemand privaat betaal as hy die toestemming verkry het by Metsi om dit te kan doen. Maar nou moet ek vir jou sê, ek wag nou al seker van verlede jaar Oktober maand tot nou toe al vir Metsi om toestemming te gee om 3 watermeters te vervang, dis 6 maande. Sure. En nou vat ek nou, Metsi is ook nou deel van die gedeeltes wat nou af was, toe die krag nou gegaan het, so gee vir hulle nou daai 45 dae dan nou grasie, dat dit nou nie gebeur het nie, maar jy kry eenvoudig net nie daai terugvoering nie, en as jy ook gaan vra, dan sê hulle is besig, hulle sal dit vir jou doen, en dan aanvaar jy dit, laat jy dit nou maar doen. So sit ek met 'n hospitaal en vereniging, wat nou al 'n prokureursbrief vir die munisipaliteit geskryf het, en ons wag net vir die goedkeuring om die meter te laat installeer. So, dit kan gedoen word, maar dit is 'n hengse geveg om dit gedoen te kry. Dit bly 'n probleem, 'n groot kopseer, ons het nie noodwendig daardie oplossing nie. Goed, môre Quentin, Gerda en Piet, dankie vir alles wat julle doen. Ons waardeer julle werk, julle probeer ten minste. Dankie baie. Net 'n vraag, wie verf stop en strepe in Vanderbijl Park, want mense ry of daar geen stop en so voort is nie, groot gevaar vir al Beethovenstraat 1 besige pad, sê Isna. Dankie Isna. Die meeste van die tyd wat ek van weet is dit besighede wat strate verf, en dan ons roads department verf al lankal nie meer strate nie, wat ek kan onthou, hulle maak skaars bottels reg. Ja. So, maar ons sal dit deurgee. Piet sal dit ook opvolg, is daar naby aan by hom, so hy sal hom ook deursit. Hy het nogal redelik baie goeie kontakte, moet ek sê. Piet ken jou, hy ken niemand. Hoorie, enigiets anders van julle kant af, iets wat ons moet aanraak, enigiets anders? Is net, ons mense moet onthou dat die 17de April die laaste datum is wat hulle kan objeksie opsit op hulle voorgestelde verhoogde erfbelasting. En ons kantoor help baie daarmee. Ons was nou so 'n week of wat terug voor die lang naweek, het ons 'n hele week gesit in 3 riviere en by die Palms, en ons het baie mense gehelp, maar nie genoeg mense nie. Daar is mense wat dit self ook doen, en dan kom hulle ook maar in en kom vra, kom hulp, maar mense moet asseblief daarteen objekteer, dit is nou die kans. Die 17de April, 5:00 die middag, is die laaste dag wat jy kan objection insit teen jou voorgestelde verhoogde waardasie vir jou eiendom. Laas enetjie, vra asseblief tannie Gerda, wat is Metsi se nommer? Ek wil 'n waterlek aanmeld, waar skakel hulle? Piet, jy sal hom hê, nee. Piet sal hom nou vir jou deurgee, en dan kan jy hom sommer op hierso op julle groep sit, laat almal hom kan sien, en ek hooplik is dit die nuus wat werk, nee. Ja, dis die nuus wat werk. Piet sal net vir aansien dat ek sommer op die WhatsApp kanaal ook sit, en dan gaan ek dit vir jou deel daarso. Gerda, ek sê vir jou dankie, baie sterkte vir die week. Volgende week sal ons weer 'n bietjie raak aan die verkiesing. Ons kom al hoe nader aan dit. Hoe loop julle voorbereiding? Redelik besig, redelik aan die gang. Baie goed wat op baie dieselfde tye gebeur. So ja, ons is bitter aan die gang. Groot veranderings en goed wat kom. So ja, kom ons kyk wat gee die dag vir ons. Ek sê vir jou baie dankie vir jou kuier. Sterkte vir die week. Piet, dankie vir jou. Dankie vir al die moeite man. Ons sal weer. Dankie ook. Ja, ek wil net sê Quentin vir jou dadelik. Dankie, waardeer Piet. Ja. Quentin het daarom vir my koffie gemaak, maar dis hopeloos te klein. Ek weet. Ek drink 2 van hulle in die oggend. Anders is dit 2 maak 1. so maak ek hom al vol. En ek sê vir jou baie dankie. Net die dag gaan ek vir jou groet. Lekker dag vir jou, Gerda. Vir julle ook, dankie. Mooi dag. Dankie.